en video nou stilstaan by Genesis 2 vers 15 tot 17. Ons moet 'n bietjie verder lees eintlik rondom daai gedeelte, eintlik van vers 7 af lees om die konteks lekker reg te kry en om te verstaan wat hier gebeur. Gaan nie in Genesis 2 vers 15 tot 17 oor die gebod van die koninkryk van God. Dit is baie belangrik om hierdie gebod reg te verstaan, die geskiedenis van die sondeval, die rebellie in die begin in God se koninkryk, kan ons nie verstaan wanneer ons hierdie gebod nie reg verstaan. Kyk aan Genesis 3 vers 1, dit is nou waar die geskiedenis van die sondeval begin, die rebellie in God se koninkryk se geskiedenis begin, dan staan daar in Genesis 3 vers 1, maar die slang was listiger as al die diere van die veld, wat die Here God gemaak het. En hy sê vir die vrou, is dit ook so dat God gesê het, julle mag nie eet van al die bome in die tuin nie. So hier maak hy nou melding van 'n gebod. Die mens mag nie eet van al die bome in die tuin nie. Waaroor gaan dit hier? Van wat praat hy? Nou om hierdie vraag van die slang te verstaan, moet ons teruggaan na Genesis 2 vers 15 tot 17. Dis daar waar ons meer leer oor hierdie gebod. So kom ons gaan op in. Nou, ons maak ons Bybels oop daar in Genesis 2, en dan lees ons van vers 7 af. Ons is in Genesis 2 van vers 7 af, nou in daai wonderlike blyplek, woonplek van die mens. Kom ons lees. Die Here God het die mens geformeer wat uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas. So het dan die mens 'n lewende siel geword. Ook het die Here God 'n tuin geplant in Eden in die ooste en daar aan die mens wat hy geformeer het 'n plek gegee. Dan vers 9. En die Here God het allerhande bome uit die grond laat uitspruit, begeerlik om te sien, goed om van te eet. Ook die boom van die lewe in die middel van die tuin en die boom van kennis van goed en kwaad. Kom ons stop net eers 'n bietjie daarop. Dan gaan ons net 'n bietjie in op hierdie twee bome in die middel van die tuin. Kom ons kyk eers na die boom van die lewe. Dan vers 9. Nou belangrik van hierdie boom is, dit beteken nie dat daai boom regtig lewe gee, as sy naam boom van die lewe is nie. Kom sê ons so. Nou as hom die Here lewe gee, kyk jy na vers 7, nee, die Here die asem van die lewe in die mens geblaas. Dus die Here is die een wat lewe gee. Nie die boom, maar wat doen die boom dan? Al die bome is 'n teken hiervan. Die boom is 'n teken van die Here wat lewe gee. So dikwels as wat die mens van hierdie boom van die lewe eet, so dikwels wys daai boom, soos jy my vrugte by my kry, so kry jy ware lewe by die Here alleen. Wat is die toepassing op Adam, op die mens daar in die begin? God sê, luister, leef afhanklik van die Here. Hy gee ware lewe en hy, hierdie lewe hier in die tuin, is regtig 'n goeie lewe. Dis wat die Here gee. Leef afhanklik van hom, leef by hom, leef in verhouding met hom, leef in vertroue op hom. Hy is die lewegewer. So dit is wat ons moet raak sien oor die boom van die lewe. Kom ons gaan in op die boom van kennis van goed en kwaad. Kan ook die betekenis sê, die boom van kennis van net mooi alles. Dis hoe die 1983 vertaling van die Here se woord dit ook verstaan. Ek dink die meer letterlike is beter. Die boom van kennis van goed en kwaad. Dit is hoe die 1933-53 Bybel dit vertaal, 2020 vertaal dit ook so. Nou waaroor gaan hierdie kennis van goed en kwaad? Al dit gaan oor kennis van reg en verkeerd. Kennis van reg en verkeerd gaan ook oor wysheid. Dit gaan saam met wysheid. Genesis 3 vers 6 sê nog of die boom van kennis van goed en kwaad is ook die boom wat 'n mens kan begeer om verstand vir jou te gee. Regtig kennis vir jou te gee. So hierdie boom van kennis van goed en kwaad is net soos die boom van die lewe 'n teken. Dit is 'n teken wat wys, kry kennis van reg en verkeerd self op jou eie, los van God, uit die skepping. Dis waarvan hierdie boom 'n teken is. Kry kennis van reg en verkeerd, los van God, buite verhouding met God, op jouself, op jou eie,
vanuit die skepping. Nou goed, kom ons lees nou verder. Nou 'n bietjie ingegaan op vers 9, nou lees ons in vers 10 verder. En daar het 'n rivier uit Eden uitgegaan, om die tuin nat te maak. En daarvandaan is dit verdeel, en het 4 lope geword. Die naam van die eerste is die Pison. Dit is hy wat om die hele land Havila loop, waar die goud is. En die goud van die land is goed. Daar is ook balsemgom en onyxsteen. En die naam van die tweede rivier is die Gihon. Dit is hy wat om die hele land Kus loop. En die naam van die derde rivier is die Hiddekel. Dit is hy wat oos van Asser loop. En die vierde rivier is die Vrat. Toe het die Here God die mens geneem en hom in die tuin van Eden gestel. So hier kom ons nou by daai gebod van God se koninkryk. In vers 15. Toe het die Here God die mens geneem en hom in die tuin van Eden gestel om dit te bewerk en te bewaak. En die Here God het aan die mens bevel gegee en gesê, van al die bome in die tuin mag jy vry eet. Maar van die boom van kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie, want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. Ons gaan 'n bietjie dieper hierop in. Hier in vers 15 tot 17 kry die gebod van die koninkryk. Dis in die eerste plek 'n gebod wat sê, bewerk en bewaar, skep kultuur. Adam gaan nie nou diep daarop en gaan nie. Dan die tweede ding wat die Here sê, kyk hoe goed is, al die bome in die tuin mag jy vry eet. So die Here is regtig 'n goeie God wat hierdie vryheid aan die mens gee. Werklike vryheid, geniet die tuin, dis daar vir julle. En tog, daar's een gebod. En dit is, van die boom van kennis van goed en kwaad mag jy nie eet. Want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. Kom ons zoom bietjie in op vers 17. En dan eers op vers 17a. Van die boom van kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet. So, daardie boom is 'n teken van kry wysheid los van God, buite God, 'n verhouding met God, kry kennis van reg en verkeerd los van God, buite 'n verhouding met God, op jou eie self vanuit die skepping. Nou sê die Here, dit mag jy nie doen. Dit mag jy doen nie. Jy mag nie van daardie boom eet nie. Dus, hier is eintlik 'n teken wat sê, jy mag nie kennis van reg en verkeerd self op jou eie los van God uit die skepping kry nie. Dis die vraag, waar moet die mens dan kennis kry? Moet die mens half en half onnoosel wees en niks van reg en verkeerd weet nie? Nee. Wat die Here daarmee sê is, jy kry dit nie uit die skepping nie. Waar dan? Nou, jy kry kennis van reg en verkeerd alleen by die Here deur sy woord. Dis 2 Timoteus 3 vers 16 en 17 byvoorbeeld, nee. Die hele woord is deur God ingegee, die hele skrif is deur God ingegee. En is nuttig tot lering, tot teregwysing, tot onderwysing en geregtigheid. Psalm 19 vers 8 sê dat die wet van die Here gee wysheid aan die eenvoudige. So, jy kry kennis van reg en verkeerd nie los van 'n verhouding met God nie, nie op jou eie selfstandig onafhanklik vanuit die skepping nie. Nee. Jy kry dit by God. Hy is jou Vader, jy is sy kind. Jy leef onder sy koningskap, jy leef onder sy vaderskap, jy leef afhanklik van hom. In verhouding met hom kry jy ware lewe en ook kennis van reg en verkeerd vanuit dit wat jou Vader vir jou leer terwyl jy sy kind is. So hier is eintlik 'n oproep waar die Here vir Adam sê, luister, leef God gesentreerd, leef op my gefokus, leef in verhouding met my, leef in vertroue op my, kry lewe by my en leef dan ook woord gefundeerd. Leef by my en kry kennis van reg en verkeerd by my. Lewe kry jy by my, kennis van reg en verkeerd kry jy by my. Ek is 'n goeie God. Nou, dis wat die eerste deel van vers 17 sê. Jy mag nie van daardie boom eet nie. Die tweede deel sê, want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. Nou, hier is die oordeel van God teen rebellie. Wanneer jy die Here se gebod nie nakom,
dan doen jy dit omdat jy in vyandskap teen hom leef. Daarom verwerp jy ook sy gebod. Dis Paulus se lering in Romeine 8 vers 7. So die Here se oordeel kom oor jou wanneer jy jou nie gaan steur aan sy gebod nie. Wanneer jy gaan sê, die Here het gesê, ek mag nie eet van hierdie boom nie, maar ek gaan my nie steur hier aan nie, ek gaan in rebellie kom, ek gaan in opstand teen hom kom, en ek gaan sy wet oortree. Dan kom sy regverdige oordeel oor jou. En wat is dit? Dit is, jy gaan sterwe. Want God gee sy eer aan geen ander, sê Jesaja 48 vers 11. So hier is die gebod nie. Jy mag van die koninkryk leef in die tuin. Hierdie tuin is daar vir jou, mens. Dit is goed, geniet dit, maar leef ook in verhouding met my. Leef afhanklik van my. Kry lewe by my. Kry kennis van reg en verkeerd by my. Moet nooit van my af losbreek nie. Moenie jou rug op my draai nie. Moenie dink jy is onafhanklik nie. Jy leef in 'n vader-kind verhouding. Kry lewe by my en kry kennis van reg en verkeerd by my. As jy dit nie doen, kom daar oordeel. Daardie oordeel is dat jy sal sekerlik sterwe. Nou hierdie is die agtergrond wat baie belangrik is vir daardie geskiedenis van die rebellie in die koninkryk van God, waarin ons gaan inbeweeg as ons by Genesis 3 kom. Net voor ons daar kom, moet ek net hierdie sê. Hier is nog twee baie belangrike dinge waarop ons moet ingaan, en dit is veral van toepassing op die graad 5 tot 7 as dit ons 'n bietjie groter word. Ek gaan vir julle 'n spesiale video maak en dit vir julle aanstuur.